vrede ontgaan hierdie wêreld. In 2025 het ons baie oorloë beleef. Oorlog tussen nasies, ekonomiese oorloë, politieke oorloë, en dis vir altyd so snaaks. As ek dink aan die oorwinnings van hierdie oorloë, is dit altyd maar altyd ten koste van mense se lewens. Breek lewens af. Nou, in 1959 was daar Rus gewees, hy was 'n beeldhouer, en hy het 'n beeld geskep met die naam Let us beat swords into plowshares. Hierdie beeld staan vandag voor die VN in New York City, se hoofkantoor, en dis 'n kragtige profetiese beeld, geïnspireer deur Jesaja 2. Nou ek wil daai stuk vir ons lees vanoggend, Jesaja 2 vers 4. Hoor wat sê dit? Dit sê, hy sal oordeel tussen nasies, hy is God. Regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Hierdie is 'n kragtige beeld. Dis 'n kragtige beeld en ek kan sien hoekom hierdie Rus, wat baie ironies is, inspirasie hier uitgekry het om dit te maak. As jy dink aan oorlogswapens, wat doen dit? Dit breek af. Enige oorlog breek, en waar ons wapens het, waar ons mense se lewens neem, jy weet, waar vrede nie meer bestaan nie, en dit breek net af. Maar die beeld hierso is dat wanneer God oordeel tussen die nasies en regspreek tussen die volke, dan sal hulle hierdie gereedskapstukke, hierdie wapens wat afbreek, vorm in gereedskapstukke wat bou. Nou daar's 'n ou met die naam Willem van Gemeren, hy is 'n teoloog en hy sê die volgende van hierdie stuk, hy sê, as long as nations make decisions for themselves without respect to God, there's little possibility of peace. Hoekom ontgaan vrede ons? Hoekom breek ons? Hoekom is oorwinning ten koste van mense se lewens? Want God is nie meer deel daarvan nie. Jy sien, God is die een wat vrede bewerk. En sonder hom sal ek en jy nie vrede in ons eie lewens hê nie, ons sal nie vrede in ons families se lewens hê en in ons families nie. Ons gaan nie vrede in Suid-Afrika of in hierdie wêreld beleef as God nie deel daarvan is nie. Hoekom? Want hy is die prins van vrede. En sonder hom kan ek en jy nie in die lig leef nie. Hy sê, kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Die lig wat bou en nie breek nie. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder.